In hierdie week se Torah portion wil ek 'n bietjie meer gesels oor Yeshua wat op die water geloop het. Ons weet en lees in die Bybel dat nadat Yeshua hierdie 5000 mense kos gegee het, dat Yeshua vir sy disippels gesê het dat hy bietjie eenkant toe wil gaan om alleen tyd saam met Vader te spandeer. So het sy disippels in 'n boot geklim en 'n ander naam vir hierdie boot was eintlik 'n skuit. So dit was 'n baie klein bootjie. En hulle het toe op die water van die see gevaar. Maar gedurende die aand het daar 'n groot storm losgebars en daar was baie water rondom hulle. Die branders was baie groot en baie hoog en het binne in die boot begin spoel. Die disippels het begin om te bid. Toe hulle in die verte kyk, het hulle iemand op die water sien loop. Hulle was nie seker wie dit was nie, maar hulle het toe later besef dat dit wel Yeshua is. Petrus, een van die disippels wat binne in die boot was, het toe vir Yeshua gesê, "As dit waarlik U is, sê vir my om uit die boot uit te klim en dan sal ek op die water loop." So het Yeshua hom toe gesê dat dit werklik hy was en Petrus het uit die boot uit geklim. Petrus se oë was eers net gefestig op Yeshua en hy kon op die water loop, maar die oomblik wat hy rondom hom gekyk het na die water en die groot golwe, het hy begin bang word en hy het begin sink. Yeshua het tot by hom gekom en hom uit die water uitgetel en vir hom gesê dat sy geloof baie min was. Maar later aansien ons waar Yeshua vir Petrus sê dat hy een van die belangrikste disippels sal wees, wat die boodskap van die Bybel verder sou vat en vir al die nasies daarvan sou vertel. So Yeshua het ten spyte van die feit dat hy min geloof gehad het, hom nog steeds gebruik. Hierdie storie leer vir ons almal dat ons baie geloof moet hê. Maar die Bybel sê, al het jy geloof so klein soos 'n ou mosterdsaadjie, sou jy berge kon versit. Daarom is dit baie belangrik dat ons moet weet dat ons moet lief wees vir Yeshua en op hom sal vertrou, maar dat ons met sy hulp vir ander mense moet vertel van hoe goed en groot hy en Vader werklik is. Dit maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Vader en Yeshua is altyd by ons. Hulle sal ons leer en ons lei en vir ons wys wat om te doen. Daarom hoef ons glad nie bang te wees of ooit te vrees nie. Ons kan al ons vertroue op hulle plaas.